Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Dit is my so opvallend, as ons dink byvoorbeeld aan Naomi en Rut wat daar uit Moab teruggekom het, en Rut, die Moabitiese skoondogter, wat by Naomi was, en hier kom hulle aan in Bethlehem by die insamel van die garsoes. Hulle kom met hierdie droogte, opgevrommelde aardkors. Ons weet hoe lyk dit as dit so baie droog is. En hier kom hulle aan en hulle ervaar die goedheid van God, wat hulle sien. Daar's voedsel, daar's vreugde. Hulle sien iets van die goedheid, die liefde van God, en hulle ervaar dit. En dit bring my by Psalm 104 vers 14 wat sê: U laat gras uitspruit vir die diere en groenplante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry, wyn om mense se harte bly te maak, olie om die gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee. Dan weet ons ook verder dat ons weet, Christus is die brood van die ewige lewe. Hy is ook die water wat, as ons van hom drink, ons nooit sal dors kry nie. Hoe bring ek dit by vrede en by shalom uit? As ons geanker is in die vrede wat net God kan gee, dan kan ons ook uit die dorheid van ons mens wees, na die nuwe seisoen van die oes van God se versorging vorentoe beweeg. Baie van ons is bekend met wat shalom beteken. Ons weet, dit beteken dat ons in totaliteit, in eenheid en in harmonie met onsself, die mense om ons en met God dan verkeer. In wese beteken dit eintlik geesteswelstand of geestesgesondheid. En dit verwys ook na welstand. Dit sê vir ons dan dat dit God se geskenk aan ons is. En soos ons in hom groei, word hierdie geskenk iets wat vir ons meer en meer betekenisse kry, tot die mate waar dit elke area, elke gedeelte van ons lewens vul, 'n 360 grade welstand, as dit ware, wat ons liggaam, ons siel, ons gees kan omvang en omring. Ons weet dat dit die woord vir vrede is, maar dit is so 'n ryk woord met 'n ongelooflike dieper betekenis. Shalom beteken nie, daar is nie konflik nie. Dit beteken dat al is ons bewus van dit wat gebroke is in ons lewe, word dit deur Christus heel gemaak. Dit beteken ook dat al is daar nie waarborge in ons lewe dat dit altyd sal goed gaan nie, is die belofte van shalom daar, dat alles in die lewe, op sy tyd, op sy plek waar dit nodig is, heel gerestoreer en op 'n diepe vlak van welstand sal wees. So dit is ook iets wat gekoppel word aan 'n lang lewe, aan goeie gesondheid, om in die seëninge van God te leef en te deel, om beskerm en veilig te voel, om te weet dat dit wie wat ek is en hoe ek leef, word deur hierdie shalom beheer, wat hierdie wanbalans in ons lewe kan herstel, kommunikasie met ander, wat vir ons vreugde bring. Nou wil ek net vinnig ietsie sê wat ook interessant is. Ons weet dat die Jode die gebruik het om mekaar te groet deur die woord shalom te gebruik. Ons gebruik hallo of goeiemôre, goeiemiddag of wat ook al, maar het ons geweet dat die woord goodbye in Engels, totsiens, eintlik 'n verkorte weergawe is van God be with ye.
So goodbye beteken eintlik God sal met jou wees. Ek dink nogal dis 'n lekker stukkie interessante nuwe inligting vir die van ons wat dit nie geweet het nie, amper soos om te weet dat goedertierenheid, guns en genade by mekaar hoort. So wat ek dan net wil sê is, dalk is dit nodig dat op ons bedag soos Kersdag bietjie kyk, hoe kan Shalom vir ons sekere geestesgesondheidsvoordele. Willem en luisteraars, kom ons kyk dan 'n bietjie na die geestesgesondheids- en geesteswelstandsvoordele, as ek dit so kan stel, wat dit vir ons inhou om hierdie Shalom, hierdie goedheid van God, hierdie guns, geskenk, die vrede wat die vredevors bring, ons deel te maak. Dis iets wat van ons, nie net ons geloof versterk nie, maar soos wat ons deur ons lewe leef, is dit ook iets wat ons verhoudinge versterk, ons gemeenskappe waarheen ons uitreik versterk, dit wat ons doen versterk, dit plaas en bring 'n nuwe waarde in ons uitlewing van ons geloof, van ons spiritualiteit, want dit beteken ook die Shalom, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, absorbeer ons lewe hierin, ons lewe hierdeur. En holisties gesien, bring dit ons liggaam, ons siel en ons gees, soos ek gesê het, by mekaar in 'n intieme, transformerende plek met God. 'n Intimiteit, ook 'n soeke, ook 'n refleksie, wat ons ook help om Christus se gedagtes te bedink, en dan word genade vir ons 'n baie sterk karaktertrek van hierdie vrede. Maar hierdie vrede help ons dan ook, as ons kom by daardie balans wat dit in ons lewe bring, om meer ingestel te wees op goed wat ons dankbaar voor is, om met 'n meer van 'n geloofspositiewe oog en denke vorentoe te leef. Dit beteken vrede in die midde van dit wat rondom ons omgekrap en deurmekaar en gebroke en seer en hartseer is, want dit bring 'n stabiliteit. Ek wil amper sê, dis nie iets wat ons regtig voor kan soek nie. Dis iets wat geestelik spiritueel met ons gebeur, hoe nader en hoe dieper ons verhouding met die Godheid. Dis ook 'n plek van rus, 'n aktiewe plek van rus, waar ek net kan sit en waar ek kan oorgee en vir die Here kan sê, ek gee alles, die goed en die sleg, die uitdagings, die vreugde, die wanhoop, die hoop, in U hande, ek kan nie meer nie. Laat my deel wees van die omvattende vrede wat die vredevors gebring het, die Shalom. Hierdie intimiteit is iets wat nie net 'n denke oefening is, as ek so kan sê nie. Dit lê beslag op my menswees in totaliteit. Ja, dit help natuurlik ook, en dis interessant, as ek by hierdie punt kom waar ek vir die Here alles gee, waar ek weet, hier moet hy oorneem en verder vat, dan bring dit my by daardie indagtigheid, waar al die spanning en angs in my liggaam ook tot rus kom, en waar ek voel dat daar amper, as ek die woord kan gebruik, 'n belyning, 'n ineenskakeling met die rus wat God vir ons almal bewerk het is. Maar, en daarmee wil ek hierdie gedeelte afsluit, is interessant as ons regtig gaan kyk, hoeveel keer die woord vrede in die Bybel voorkom. Nou die mense wat nou hierna gekyk het, en dit is die navorsing wat dit vir my sê, beteken, die woord vrede kom 367 keer in die Bybel na vore. Nou weet ons het verskillende Bybelvertalings, maar ek dink tog, het sê vir ons iets, as ons sê, goed, kom ons sê, as 'n minimum van 367, dan beteken dit vrede vir elke dag van die 365 ten minste van die jaar.
Christus se koms na die aarde, die vredevors wat na hierdie aarde toe gekom het, bring vir ons hierdie shalom, hierdie diepe vrede in hom, wat vir ons so 'n diep geesteswelstand bring, wat ons neem na 'n plek waar ons weer kan hoop hê, waar ons blydskap kan ervaar, waar ons goedheid kan ervaar, waar ons goedheid kan raak sien, waar ons een met hom kan word. Daarom, luisteraars en Willem, my diepe wens, dat ongeag hoe ons Kersdag is en uitspeel, waar en saam met wie ons is of nie is nie, die gemis van geliefdes, die verlange, dat ons kan weet, ons kan in Christus sy shalom ervaar. En daarom my wens, dat hierdie 'n shalom Kersdag vir ons elkeen sal wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.